Goeiedag. Ek kom dan by die laaste van hierdie kort reeksie oordenkings oor die groot lydingsweek, die laaste week van Jesus voor sy kruisiging. Ek kyk hiermee so 'n bietjie ook vooruit na sy opstanding op Paasondag. Ek gaan nie môre 'n aparte oordenking plaas nie. Ek wil jou uitnooi om 9 uur in te skakel op ons Goeie Vrydag gedenkdiens. Dit sal ook soos gewoonweg op YouTube geplaas word. In Johannes 20 vers 1 lees ons: Vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Alles het verlore gelyk. Jesus was dood. Sy liggaam is in 'n graf geplaas, verseël agter 'n massiewe klip. Sy volgelinge het weggekruip en getreur oor die verlies van die een wat hulle geglo het die Messias was. Dit het soos die einde gevoel. Maar God was nie klaar nie. Vroeg Sondagoggend het 'n klein groepie vroue na die graf gegaan. Hulle het nie 'n wonderwerk verwag nie. Hulle het verwag om die dood te vind. In plaas daarvan het hulle gevind dat die klip weggerol is. Die graf was leeg en toe verskyn 'n vreemdeling. Waarom soek jy die lewendes onder die dooies? Hy's nie hier nie. Hy het opgestaan, sê hy in Lukas 24 vers 5 en 6. Kan jy jou die chaos van daardie oomblik voorstel? Die verwarring, die vrees en die hoop. Die vroue het gehardloop om die disippels te vertel. Hulle harte klop met 'n mengsel van emosies. Was dit moontlik? Kan dit waar wees? Aanvanklik het baie hulle nie geglo nie. Die idee was te skokkend, skynbaar onmoontlik. Maar kort voor lank het Jesus self lewend verskyn. Die dood het hom nie verslaan nie. Die graf kon hom nie hou nie. Die kruis was nie die einde van die storie nie. Dit was die begin van iets nuuts. Die opstanding verander alles. Dit bewys dat Jesus is wie hy beweer het om te wees, die Seun van God, die Verlosser van die wêreld. Dit beteken dat sonde en dood nie die laaste woord het nie. Maar, net soos die vroue by die graf, het ons elkeen 'n keuse in hoe ons reageer. Sal ons in die krag van die opstanding glo? Sal ons hardloop om die goeie nuus te verkondig? Sal ons toelaat dat dit ons lewens verander? Jesus se opstanding is nie net 'n historiese gebeurtenis nie. Dit is 'n persoonlike uitnodiging. As jy wonder wat dit vir jou lewe beteken, of as jy gereed is om die volgende stap in jou geloof te neem, hoef jy dit nie alleen uit te vind nie. Kom ons bid saam. Jesus, u lewe, dankie dat u sonde en dood verslaan het en 'n manier vir my gemaak het om 'n nuwe lewe te hê. Help my om met geloof en dade op u opstanding te reageer. Amen.